Baie dankie Gerry, dit is 'n voorreg om die geleentheid te hê om ook hier in hierdie gemeente die woord van die Here te bedien. Kom ons begin ons erediens met die woorde: Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Genade vir u geliefdes en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons sing saam tot lof van die Here Psalm 92 vers 1 en vers 6. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet? Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns omring? Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte? Psalm 92 vers 1 en vers 6. Ons bely ons geloof saam met die kerk oor die hele aarde, die kerk deur die eeue, en ons sê in ons harte soos volg: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here. En dan gaan ons daarop antwoord deur saam te sing uit Psalm 40, die 4de vers, sonder dat ek dit weer aankondig. Ons luister na die wet van God met dankbare harte, omdat die wet in Christus vervul is, dit nou nie meer vir ons 'n vloek is op ons lewe nie, maar 'n riglyn waar volgens ons elke dag kan lewe om God te eer en te dien, om in dankbaarheid voor God te staan. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig.
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons kom voor U, Here, in ons sonde. En daarom bid ons dat U ons sal aansien in die lig van wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons dank U, Here, dat ons nou U kinders mag wees. Dat ons nou deel mag wees van 'n nuwe verband op aarde, U kerk. En dat ons self U kerk is. Ons dank U, Here, dat U nie by ons verbygegaan het nie, maar in U genade juis ons uitgeroep het om U liggaam te wees. Ons bid in hierdie oggend dat U ons veilig sal bewaar en veilig sal hou elke dag. Waar daar soveel nood is in hierdie land, maar nie net hier nie, oor die hele wêreld. Bid ons dat U in die waansin
rigting sal gee. Dat u kerk mag uitbrei, dat u koninkryk mag kom. Dat elkeen wat u roep, ingevoeg sal word by u kerk. Here, en wil u in hierdie land, waar dit steeds op plekke baie droog is, uitkoms gee. En daarmee dank ons u ook vir die uitkoms wat u reeds gegee het op verskeie plekke. Dat mens en dier, dat die ganse natuur u mag verheerlik, omdat u God is. Wil u dan in hierdie oggend by ons wees? En wil u, Here, gee dat ons iets daarvan mag verstaan, om op u te wag, en om na u te luister. Ons praat so graag, maar Here, leer ons om eers op u te wag, om eers te hoor wat u sê, dat ons dan ons lewe daarvolgens mag inrig. En dat ons woorde verkondiging mag wees van u wil. Openbaar u in u grootheid aan ons. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil, ons Here en ons God, wat leef en regeer. Amen. Broeders en susters, kom ons sing Psalm 105, die tweede vers nou, as inleiding op die skriflesing, maar ook vir die prediking wat daarop volg. Psalm 105, die tweede vers. Ekskuus tog, 25 vers 1 en 2. O
Broeders en susters, ons lees saam uit die woord van God uit 1 Samuel, hoofstuk 3. Ons lees van vers 1 af. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord: Ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê: Ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli: My seun, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het en Eli sê vir Samuel: Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: Samuel, Samuel. En Samuel sê: Praat Here, u dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel: Ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, sy 2 ore sal laat tuit. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli: Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffers of graanoffers versoen word nie. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel, maar Eli het vir Samuel geroep en gesê: Samuel, my seun. Hy het gesê: Ek kom. Eli sê toe: Wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van wat hy jou bekend gemaak het vir my wegsteek. Toe vertel Samuel hom alles. Hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê: Hy is die Here. Laat hom doen soos hy wil. Broeders en susters, ons fokus vanoggend op vers 1 en vers 10. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. En dan hierdie woorde: Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. En dan vers 10. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: Samuel, Samuel. En Samuel sê: Praat Here, u dienaar luister. Broeders en susters, as mens hierdie geskiedenis in 2 kort sinne probeer saamvat, kan 'n mens sê dat deel van die problematiek wat bestaan het, juist daaroor gegaan het dat daar geen koning in Israel was nie.
En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Dit is die een kant van die situasie. En die ander kant daarvan is, dat die woord van die Here in daardie tyd min gehoor was. En daarin lê die kern van die probleem in die tyd toe Samuel 'n jong man was. Want tussen hierdie twee lyne het die reg verval en het God se woord nie meer opgeklink onder die volk nie. En ons moet dit goed verstaan. God se woord is nie gehoor nie. Dit was 'n teokrasie. Dit beteken God het sy volk regeer sonder dat daar 'n middelman tussenin was. En wanneer God se woord nie meer gehoor is nie, het alles verword, alles tot niet gegaan. Want dan het die koning hom onttrek aan sy volk. God se woord is nie meer gehoor nie. In daardie omstandighede is die reg laat vaar. Eli se seuns het hulle vergryp aan die offerandes en aan die vroue wat die tempeldiens verrig het. Dit was 'n verskriklike situasie. Alles gaan tot niet. En dan spreek God. Hy praat met 'n jong seun wat nog nie gewoond was daaraan dat God praat nie. Wat God op hierdie manier glad nie geken het nie. Maar God kom na hom toe. Dit gebeur 3 maal voordat die ou priester hom herinner dat daar so iets is dat God kan praat. En dan gaan hy terug, hy gaan lê op sy bed. En as hy weer die stem hoor wat met hom praat, dan antwoord hy, praat Here, u dienaar luister. Daarmee begin 'n heel nuwe fase in die geskiedenis van Israel. 'n Reeks openbaringe van God, wat hy aan sy volk gee. Die skaarsste aan God se woord eindig daar. Die hele Israel het gewerk, het geweet dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, Samuel 3. Dit gaan hier om 'n merkwaardige keerpunt in die volk se geskiedenis. Dit gaan om 'n geweldige prediking vir alle tye. Ons kan die lyn trek om te sê dat die wetteloosheid wat in Israel geheers het en die feit dat daar geen regspraak was nie, dat die Eli se seuns gemaak het soos hulle wil, direk saamhang daarmee dat God nie met sy volk gepraat het nie. Daar was 'n skaarste aan God se spreuke, aan God se woord. En dit het gebeur ondanks die feit dat daar 'n leerskare priesters was. Selfs al is daar priesters wat rondom die tempeldiens gewerk het, dan kan daar steeds 'n skaarste wees aan God se woord. Ondanks al die godsdienststrukture, die tempeldienste, is dit heeltemal moontlik dat elkeen maar op sy pad voortgaan.
en dat hy doen wat reg is in sy eie oë. Broeders en susters, dit is 'n ontsettende gedagte. As God nie sonder ophou aangehou roep het nie, totdat die inwendige oor oopgaan, dan is daar geen hoop nie. As ons nie meer weet hoe om na God te luister nie, dan sny ons die bande met die toekoms af. Ons moet leer, ons moet 'n oor hê om God se woord, God se spreuke te erken. Want as God se spreuke, God se regering nie meer op die aarde sigbaar word nie, dan is dit die einde. As Israel soos die Filistyne leef, selfs in die tabernakel, dan kom God se oordeel. In ons omstandighede in hierdie land, met ons regering, met die droogte wat heers, is daar verskeie planne wat geopper word om die situasie te verbeter. Mense verskil van mekaar daaroor. Maar dit lyk vir my asof ons as kerk daaroor moet besin. Dit gaan daarom dat God se geregtigheid sigbaar gestalte kry in ons. In ons verhouding tot mekaar, in ons verhouding in die land met ander volke, met ander mense. Daar is uiteindelik een weg om te volg. Spreek, Here, u dienaar luister. En as ons werklik luister na God se woord, sonder om sy woord te laat buikspreek, dan het ons werklik lewenskwaliteit. Want dan gaan dit reeds hier in ons om die ewige lewe. Dan projekteer ons wat waarlik waardes is. En dit het min te doen met materiële waardes. Maar om so te luister, om God werklik te hoor, moet ons die perspektief hê dat God met ons praat deur sy seun, Jesus Christus. Om werklik as kerk te kan sê, spreek, Here, u dienaar luister, beteken dat ons moet afstand doen van hoe ons self ons dinge beplan en hoe ons dit wil uitvoer. Dit vra na 'n oor wat oop is om te hoor hoe God dinge doen. Wat vir God welbehaaglik is. Dit rig ons op heel 'n nuwe oefening in ons lewe. Want daarin lê 'n diep selfkruisiging. Nie my wil nie, maar God se wil. Onthou dan, God spreek deur sy seun. Dit het radikale implikasies. Want om werklik te luister wat God sê, beteken dan dat Jesus Christus in jou gestalte moet vind. Want waar Christus ontbreek,
ontbreek die gesprek met God. Christus het sy lewe vir ons gegee, dat ons ook voor God kan lewe as sy kinders. Dit is die gesprek wat ons moet hoor. Ons moet in hierdie gesprek staan, om na God te kan luister. En dan, broeders en susters, gaan dit nie daaroor om te hoor wat jy graag wil hoor nie. Want God se spreuke kan verskrikking inhou. Dit moes die jong Samuel van die begin af leer. God kan ook, wanneer ons luister, sy oordeel afkondig. Maar dan, deurdronge van God se teenwoordigheid, sê Eli, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Om na God te luister, beteken om voor God se wil te buig. Nie om dan 'n ander rigting te wil inslaan, om God te probeer sy stap nie. Ons kan buitendien nie. Maar dit gaan daarom dat ons juis in die spanningssituasie, sou dit wees in 'n persoonlike verhouding, in die volkere verhouding in hierdie land, hoe ook al, om waar jy geplaas is, waarlik na God te luister. Want dan kan 'n mens op die punt kom om te sê, dat geen kwelling, geen droefheid, geen stryd, niks kan so omvattend wees, dat het onoplosbaar bly in 'n luister na God nie. En dit het implikasies ook vir ons as kerk. Vir hierdie kerk, vir die gemeente hier in Rustenburg. Want dit beteken dat 'n mens, hierdie gemeente ook, 'n luisterende gemeente moet wees. Sonder om voorwaardes te stel. Sonder om eers die eie planne uit te werk. Want as ons waarlik leer om te luister, dan hoor ons ook die boodskap van vrede. Dit is 'n boodskap wat selfs die skynbare onoplosbaarheid van die dood deursny. Per slot van rekening, broeders en susters, is ons hier. Nie om onsself te handhaaf nie. Nie om onsself te verryk nie. Nie om onsself te behaag nie. Maar ons is hier om God te dien ter wille van sy naam. Om God groot te maak deur sy wil uit te voer. Maar daarvoor moet ons leer luister. Daarvoor moet ons God se stem kan onderskei, soos dit in sy woord na ons kom. En dan moet ons nie verwag om 'n resep te hê vir elke dag nie. God gee nie vir ons punt vir punt 'n beplanning vir hoe ons dag moet verloop nie. Ons lewe in verantwoordelikheid voor hom. Ons lewe met hom in ons, omdat Christus by ons is. En daarin is ons troos, daarin vind ons leiding.
dat hy ons deur sy Gees ook in die omstandighede rig en lei. Dit trek daarin saam. Is ons as gelowiges, ons as gemeente van God, bereid om te luister na God se woord? As ons regtig na God se woord luister, broeders en susters, dan maak die verkondiging sin. Dan het ons werklik hoop. Dan het u Christus in u lewe. En dan word ons as gemeente, elke lidmaat, 'n brandende fakkel in 'n donker wêreld. 'n Stad op 'n berg, waarin mense kan sien, maar hierdie persoon is anders. Nie vanweë 'n klomp snaaksighede of vreemdhede nie, maar anders omdat Christus, die God van hemel en aarde, by hom teenwoordig is. Dan hoef ons ook nie bevrees te wees daarvoor dat God praat nie. Dat God self sy oordeel kan uitspreek nie. Dan hoef ons dit nie aan te pas om by ons wil te probeer inpas nie. Want dan kan ons ook 'n nag donker in ons eie lewe, in ons landsomstandighede, met rustigheid sê, spreek Here, u dienaar luister. Want as ons na Christus luister, as ons God kan hoor, broeders en susters, dan is daar altyd 'n toekoms. Want die lewe met God vind nou reeds in ons gestalte. Die dood is 'n oop deur waarin ons na God toe beweeg. Om na God te luister, is om te luister met 'n oor gerig op die ewigheid. Ook hier, in Suid-Afrika, met al ons probleme. Hier is hoop. Hier is 'n toekoms. Hier waar ons na die Here onse God luister. Broeders en susters, want wie luister, weet ook hoe om diep te buig voor God. En daarin lê ons toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, leer ons dan om na U te luister. Leer ons om onsself te versaak, om alleen maar U wil te soek en na te volg. Leer ons, Here, dat luister na U woord, na U stem, juis vir ons die toekoms oopbreek. Want dan is ons nooit alleen nie. U is met ons. Lei ons dan hierdie week in, die maand, ons ganse lewe lank, luisterend na U woord, na U stem. Want dan, Here, kan ons in blydskap en in vreugde lewe, ongeag ons omstandighede, ongeag alles wat oor ons mag kom.
want ons weet, U laat alles ten goeie meewerk. Lei ons so in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, kom ons antwoord op die verkondiging deur saam te sing Psalm 147 vers 1 en 7 en daarna is daar geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Psalm 147 vers 1 en vers 7. Daar's nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna sing ons Psalm 4 vers 3 en 4 en dan ontvang u die seën van die Here. Broeders en susters, ons sing saam Psalm 4 vers 3 en vers 4. Oh
Gaan hiervandaan, broeders en susters, met die seën wat die Here op u lê. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en skenk aan u vrede. Amen.